geseënde naam van die Here. Ek sien ons tyd het redelik gevorder, so ons gaan onmiddellik opstaan. Dan sing ons 'n lieflike lied tot eer van die Here. Ek is verlos deur
ons hier roerie. Die Bybel sê, wanneer die Seun jou vry maak, die heilige. Kom ons die Here volgens. As jy nie waar is, dan is hier een lekker prijs gegeven. Alleen ons hier bied die ons in handen, is dit nie waar nie. Kom ons hier een prijs. Kom aan, kom aan. Jy sal dan wees, halleluja, jy sal dan wees. When you are in your play, Lord, in that time.
vanoggend. En dit is nie deur onsself wat ons hier staan. Maar dit gaan ek vir juffrou vra vir ons te open met die gebed. Prys die Here. Wie wat u weet, ons is so afhanklik van die Heilige Gees. Ek weet nie van u nie, maar ek kan nie sonder die Heilige Gees nie. Ek is heeltemal verlore sonder die Heilige Gees. En hierdie song, baie ou lied, steek altyd by my vas. Holy Spirit, move me now. Bring my life all again. Spread my word of me.
Here, elke persoon wat sy voet hier tot gesit het vanoggend, en wat ook al ons bekommernisse is, wat ook vanmorgen ons tekortkominge is, Here. Ek wil vra, Here, dat ons nou sal kom jou, Here, dat ons koninkryk gevestig sal wees, en ons oë van hierdie aardse dinge hier sal wegvat, Here. Ek kom met vanmorgen vir ons gelowiges, wat vanmorgen nie kon maak om in hierdie diens te wees nie. Here, ek het net so vlugtig gehoor van paar van ons, van die saints is in ons wat nie wel is nie. Maar Here, ek kom dra vanmorgen op die gevaar van die gebed. Want Here, ek weet daar is geen distansie in gebed nie. En ek weet vanmorgen die bloed van Christus Jesus. Dit is nog soos wat hy was die dag wat ek vloei het op die kruishout van Golgotha. Daarom opleid ek hulle vanmorgen van die dag en bloed, Here. Ek wil vra dat Here aan die naam, Here, in die machtige naam van Jesus Christus, en enige van ons het vanmorgen opgestaan, en Here, ek is zwaar gevoel. Here, ek wil bid en ek wil beveel vanmorgen die vijand om sy plek te ken in ons lewens, dat hy glad nie in beheer is van ons nie, maar dat ons bloed gewas het, Christus Jesus is, reinig gekoop, Here, die losprijs is betaal, Halleluja, daarom wil jy ons zwaar gevoel met ons sal heen, maar ons sal sê, dit is die dag wat hy gemaakt het, en ons sal vanmorgen juist en vrij op jy staan, ons waardeer die so baie, baie dankie, Here, my siel loof en aanbid U. Halleluja. Praise the Lord. Oh, dankie Here, dankie Here. Here, ons wil ons prys U, God, Here. Here, yes, my God, Jesus. Praise the Lord. Ek sê baie dankie vir jou voorbeeld. Ons gaan ons sitplekke inneem. Dan roep ek vir Shana na vore wat die verwelkoming gaan doen. Greetings, beloveds. I would love to greet each and every one of you in the most powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Then I would love to greet Pastor and his wonderful family. Amen. Amen. Die bares kom ons sit net so, ek het nie baie afkondigings vanoggend nie, dis net verskonings wat ek hier het. Suster Rita Meyer maak verskoning en Suster Aletta Woord en ook aan Sarah wat verskoning wat gemaak. Ons gaan opstaan, dan sing ons 'n lied bestoor. Dan nooi ek na vore Marcelino Jacobs wat van die tiendes in die offerande gaan afhandel. Kom ons staan die baas. Dan te vrees as die storm voor jou kom. As jy altyd veel as jy kom op die. Dan hoef jy nie te
Nou, amen, dierbares, weer eens ik, pastoor, juffrouw, Darren Gilbert, naam van ons kolonises, die worship team, die jeugd en hulle aanwezigheid, die sisters, die sonnaskool, die gemeente en die besoekers, wees gegroet en Darren Gilbert, naam van ons kolonises. Nou, vanmorgen doen ek die tiendes. Die week wat ek 'n paar Bybels nageslaan om 'n kort beskrywing van tiendes te kry. En vir my het die volgende uitgestaan. As ons die Ou Testament en die Nuwe Testament vat en dan klassifiseer ons dit nou as die Ou Verbond versus die Nuwe Verbond. So 'n kort verduideliking is dat die Ou Verbond was 10% 'n wet. En in die Nuwe Verbond is tiendes nie eens verpligtend gewees nie. So my vraag vanmôre is, moet ons tiendes betaal? Die gemeente gaan my nou beklei en sê ons nou, Brolina, hoe kan jy so wil sê van God verander nie, maar ek verstaan dit, die Here verander nie, maar die Bybel sê die Nuwe Verbond is soveel beter as die ou een. In die Ou Verbond is daar baie gevalle van tiendes. In Genesis 14 kry ons die storie van Melchisedek, die priester van God, wat vir Abraham na oorlog geseën het en in ruil daarvoor het Abraham aan hom 'n tiende van al sy byt gegee. Verder, as ons verder lees in Genesis 28, lees ons van Jakob wat dan op 'n klip geneem het en die klip gebruik het as 'n kokkussing om op te slaap. En terwyl hy op die klip slaap, droom hy van 'n leer wat op die aarde staan en waarvan die punt tot in die hemel reik, met engele van God wat op en af beweeg. En God het met hom gepraat en beloof om met hom te wees en hom te beskerm. Toe hy wakker skrik het hy die klip gevat, dit reg op 'n plant en dit met olie gesalf. As ons verder lees, dan sê vers 22, hierdie klippilaar wat ek regop gesit het, sal 'n tempel wees en van alles wat u my gee, sal ek vir u 'n tiende gee. Dit is alles die wette van die Ou Verbond. Nou as ons verder in die Ou Verbond gaan lees, dan kry ons 3 verskillende tiendes. Die eerste een is die Levitiese tiendes. Levitiese tiendes is waar die Israeliete tiendes moes gee van hulle oeste en hulle vee. Dit is dan die inkomste van die Leviete, omdat hulle nie hulle eie grond in Kanaan ontvang het nie. En dan verder van die tiendes was verder nog tiendes uitgehaal, wat dan weer aan die hoëpriesters gegee was. Die tweede tiendes wat ek van praat is die feestiendes. Dit is waar gesinne jaarliks die tiendes een kan sit om hulle feesvieringe tydens die groot godsdienstige feeste in Jerusalem te finansier. Dan die derde tiendes is dan die armestiendes. Dit word elke jaar gehou en dit word gebruik deur die feestiendes wat dan as welsynfonds dien om die Leviete, vreemdelinge, weeskinders en weduwees in hulle eie dorpe te versorg. Nou die laaste boek van die Ou Verbond of van die Ou Testament, dit is Maleagi. So Maleagi 3 vers 10 sê die Bybel dat ons so volle tiendes na die voorraadkamer moet bring, sodat daar iets te ete in my huis kan wees en toets my hierin of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak nie. So wanneer 'n kerk sê ons moet spesifiek tiendes vir daardie kerk gee, is my vraag dan aan daardie kerk, wanneer my gesin of my familie dan nou swaar kry, gaan die kerk na my kyk. As ons verder dan lees, dan praat die Ou Verbond meeste van tiendes wat dan 'n wet is. En van kleins af het my ouers ons geleer dat ons moet kollektes of tiendes gee. Moenie vra hoekom nie, want dit is die Here se gedeelte wat gegee moet word. En as ons nou die nuwe vertaling wat ons nou by die Nuwe Verbond gaan kom, die Nuwe Verbond praat basically van saai en maai. So ons kan net maai wat ons saai. Van verder sê die Bybel, 'n goeie boer saai goeie saad op goeie grond. As ek dit laat dink my aan 'n storie van 'n ou suster, ou groterige suster, wat eendag in die kerk gesit het en na die tiendes voorgepreek was en gebid was en sy rondgekrap het in haar sak om te kyk of sy op 'n R5 muntstuk af. Wetens sy het nie ander geld nie en niks gaan by die huis aan nie. Waarop sy so hartseer en afgevoel het en die broer langs aan haar daartoe gevra, nou suster, gee jy nie vanmôre tiendes nie. Waarop sy gesê het, maar hierdie R5 muntstuk is al wat ek het.
waar ek die broer toe vir haar sê, maar dis al wat hy soek van ons af. So as ons vanmorgen wil sê, dan sê die Bybel, al gaan dit hoe swaar by die huis, die Bybel sê, hy sal die kraaie stuur om ons te voed. Hy sal manna uit die hemel uit laat reën. So ten slotte wil ek net dan afsluit met die nuwe verbond. In die nuwe verbond, van Mattheus tot Openbaring word tiendes nergens genoem nie. Van die Here verwag hy 10% van ons af. Hy verwag ons alles. So die Bybel sê, God het 'n blijmoedige gewer lief en dat ons moet gee waar volgens in ons hart is. So die waar ons iets tyd wil vas en vra dat ons môre sal kan staan, sodat ons net kan bid vir die tiendes. Ek wil ons met ons tiendes in ons hand vat en dan gee ons tiende 'n naam. Die naam wat ons wil challenge vanmôre is, kom ons vra nie wêreldsgoedere nie. Kom ons staan en dan hou ons saad en ons noem ons saad vanmôre genesing, goedheid, guns, geloof, gesondheid, oorvloed, vrede, vreugde, liefde teenoor mekaar, verdraagsaamheid teenoor mekaar. En dan staan ons met ons saad en dan bid ons saam. Ons sluit ons oop. Vader, vanmôre kom ons weer eens na die troon. Meester, nie om baie te vra nie, maar om vir U dankie te sê. Dankie vir genade, my God, Here Jesus, Here. Vanmôre staan ons hier met ons saad in ons hande, my God, Here. En ons het daardie bogenoemde name aan te gegee, my God, Here. Vanmôre toets ons Jesus se woord daar en sê, op die vensters van die hemel sal oopmaak, my Here. Dus vanmôre sê ons net vir U weer eens dankie, my God, Here. En soos Jabes van ons gesê het, my God, Here Jesus, Here. Staan ons vanmôre hier kompleet by U, Here. Kom vergroot ons grondgebied en stort U seën daarop uit. En soos ek bid, my God, Here, dat goedheid en guns ons sal volg al die dae van ons lewens. Soos ons terug hier hierdie diens aan die programma hande van U, my God, Here, kom bid ek, Here. Jesus, sien vir een en elke, my God, Here Jesus, Here. Soos ons mekaar met liefde kan verdraai, Here. Goedheid en gunsheid ons sal volg, my God, Here. Ek bid dit in Jesus naam met eer en bydrang segen. Amen. God sorg vir die moses. God sorg vir die dier. God sorg vir die perde. God sal sorg vir die God sorg vir die moses. God sorg vir die dier. God sorg vir die perde. God sal sorg vir die Ek sleep op nie omdat het 'n law is, maar eintlik omdat het 'n beginsel is. Dit is 'n principle wat apply word. In fact, ek staan nie as 'n getuienis van die principle van tiende gee. As 'n mens gehoorsaam is en jou 10% van jou inkomste aan die Here gee, nie aan 'n kerkie, want ook die tiende behoort nie aan 'n kerkie. Nee,
Alhoewel Maleagi sê, die skrif wat hy aangehaal het, Maleagi sê, bring die volle 10de na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, nee. Maar dit is God se huis mos. So die behoort aan die Here. As jy met my die baas. Daar is ook 'n verskil tussen 10de en saad. Nee. Jou saad is wat, soos wat die reg gesê het, wat jy in jou hart oortuig is, wat jou hart die oortuiging is wat die Heilige Gees jou oortuig van. Amen. Om 'n saad te kan saai. Right? Of het nou in 'n persoon se lewe is en of het nou in 'n instansie is, wat ook al. Maar saad is iets wat jy in die grond moet sit. En nadat jy ingesit het vir wag, jy vertrou jy moet die Here vir opbring. As jy weet met die baas. Prys jy. Dan wil ek ons moet net eens met mekaar. As jy weet met. Die baas, ek wou nou graag vandag die gemeente agtergehou. Maar sien is baie van die gemeente nie hier vanmôre. Ek het 2 belangrike goed wat ek dringend met die gemeente moet bespreek. Net is al in 2 netelige saakies wat ek met die gemeente moet bespreek. Maar ek wil graag hê ons moet 'n volhuis hê. So volgende week het ons nagmaal. Ek wil graag vra dat en ek glo nou daar's van die diebares wat my nou op die live nou daar sien en my hoor. Ek wil graag hê ons moet 'n groot gedeelte van die gemeente teenwoordig is. Want ek wil graag hierdie saakies met u bespreek. So, na afloop van diens, volgende week Sondag, na afloop van die diens, wil ek graag hê dat die gemeente, AGS Lighuisgemeente, moet agterbly, want daar is net so 2 saakies wat ek graag net met u wil bespreek, wat vir my baie dringend is die baas. As jy met my? Amen. Jy hoef nie nou nie so bekommerd te wees. Ek gaan nie die kerk verkoop nie. Wees maar gerus. Maar het is belangrik dat die gemeente moet hierso wees. Laat ek net graag die goedjies met u bespreek. Is jy met my? Amen. Baie dankie, die Here seën. Prys die Here. Ons gaan na vore kom, die wat dankbaar is, die wil ek herdenk vir die jaarsdag. En ons kom sê vir die Here dankie. Ek is dankbaar. Dankbaar sê. Soos ons vandag hierdie verjaarsdag herdenken of geskenk vier, word ons daaraan herinner dat die lewe uit verskillende seisoene bestaan. Daar is tye van oorvloed en tye van tekort, tye van vreugde en tye van uitdagings.
Nou, in Filippense 4 vers 10 tot en met 13. Ek weet ons is my bekend aan vers 13 dat sê ek is tot alles in staat. Maar ek wil klem lê op die vorige versies. Filippense 4 vers 10 tot 13 lees as volg. Ek het geleer om onder alle omstandighede tevrede te wees. Ek weet hoe dit is om min te hê. En ek weet hoe dit is om baie te hê. Ek lees verder en sê ek is tot alles in staat. In Christus Jesus wat my die krag gee. Hierdie gedeelte herinner ons daaraan dat ware vreugde nie gevind word in hoeveel keertjies op die proef is of hoeveel jare by ons lewe bygebring is nie. Ware vreugde word gevind in die wete dat Christus ons deur elke seisoen van die lewe gedra het. Ons is veronderstel om nie net dankbaar te wees vir die jaar wat bygevoeg is nie, maar ook vir God te bedank vir sy goedheid en sy guns en sy getrouheid in die mense wat hy in ons pad ingesit het. Mag ons soos Paulus wees, altyd dankbare harte hê, of ons nou baie het of ons min het, of ons pad maklik is of ons pad moeilik is, en mag ons krag altyd van Christus gevind is. Ek wil net hê jy moet hierdie onthou vanmôre. Viering gaan nie daaroor om voor te gee dat die lewe nog altyd perfek was nie. Dit gaan daaroor om te erken dat God dit elke seisoen getrou was. Ek vra dat u voorhoudelik hou en dat ons onze hoofde buig en ons oë sluit. Die baas, ek vra of sy wil nou ook daar staan, want dit was Vrydag aan sy verjaarsdag, so sy moet ons nou ook gebless word. So kom ons sluit ons oë, kom ons steek ons hande uit na die baas hiervoor en ons seën hulle vanmôre. Halleluja, halleluja. Vader, u is die gewer van alle goeie gawes. U is die gewer van lewe. Halleluja. U is onze Vader wat in die hemel is. Naas u, Here, is daar geen ander nie. Ons is vanmôre so dankbaar, Here, dat u ons geliefdes geseën het. Ons is dankbaar, Here, dat u hulle behoue gehou het. Ons is dankbaar dat u hulle gedra het, dat u hulle gehou het in die holte van u hand, my God. Ek spreek vanmôre 'n seën uit oor elkeen van hulle in die naam van Jesus. Ek seën vanmôre, Here, die lou egpaar, Here, terwyl dat hulle huweliksherdenking gevier het, wil ek hulle seën met 'n goddelike seën uit die troonkamer van God. Ek wil bid, Hemel Vader, dat hierdie huwelik 'n model huwelik sal bly tot 'n lengte van dae. Here, dat elke persoon wat na hulle sal kyk, dat hulle die seën van die Here op hierdie huwelik sal sien en ervaar. Ek bid vanmôre, Here, vir elke persoon wat staan van hierdie reis vanmôre, hulle wat gekom het met harte wat oorloop van dankbaarheid. Ek bid vanmôre, Here, dat we nou hier vandaan verder met hulle pad sal stap. Here, lei hulle die spore van geregtigheid vir u naam ontwil. Ek wil dat goedheid en guns hulle deel sal wees al die dae van hulle lewe. Ek wil bid, Here, dat hulle sal weet dat u is hulle bron. U is die God wat voorsien in hulle daaglikse behoeftes. Seën vanmôre elke broer, elke suster wat staan om uit te kom, omdat hulle dankbaar is. Seën hulle vanmôre, gee hulle vanmôre die begeertes van hulle hart, my God, dat hulle blydskap in die Here volkome sal wees. Aan u vanmôre al die eer, al die lof, al die prys en al die aanbidding gee ons aan u vanmôre, want u is 'n wonderbare heiland vir ons. U is ons raadsman, u is vir ons 'n sterke God, u is vir ons die vredevors, die vrede wat alle verstand vervul. En daarom loof ons u, daarom prys ons u, daarom aanbid ons u, in Jesus naam. Amen, amen, halleluja.
prys die Here. Ons sê baie dankie vir Lani. Die vaders, ons het gekom in die belangrike deel van hierdie dag. Die woord van die Here. Die Bybel sê, hy sny deur murg en bier. En ek glo vanoggend die woord is hier om ons te sny. Dit is net God wat dit kan doen. Amen. En soos ek reg gesê het, ons is vanoggend hier uit onsself. Maar deur die krag en die genade van die Here. So ons gaan aanbiddingslied sing, ons gaan opstaan. Dan is my voorreg om vir Braai Media die woord te stel. Dat ons bedien met die woord van die Here. Amen. Kom ons staan die woord. Halleluja. U is heilig, my Heer. U is heilig. 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 Kom ons sing saam. U is heilig, my Heer. U is heilig, my Heer. U is heilig. Hallelujah. Hallelujah. I thank you all this morning in the wonderful, unfailing name of our Lord Jesus Christ. Are you excited to be in the presence of the Lord? Are you excited to be in the presence of the Lord? I would also like to take this opportunity to thank the church board, the pastor's wife, and the fivefold ministry, everyone. Thank you for this opportunity being created. Hallelujah. You may take your seat. Hallelujah. You may relax and get comfortable. Hallelujah. You see, die huis van die Here is hier. So, wees comfortable, geniet jouself en luister na die woord maak nie vir jou is, maar glo nie vry is vir iemand vanmorgen. Hallelujah. Hallelujah. Die Here sien, hallelujah. Ek sê net dankie vir julle eens vir allemaal van Vryburg. Eerstens wil ek net my skoon mense acknowledge. It's been a tough journey and they've been so good to me. They've been so supportive towards me. I'd like to thank Uncle Dola for being the father figure. Give him an hand. So we're also grateful to stand here in Minister's word here, because when I first read this word and I thought, yo,
Everybody knows the story about Lazarus. But today I don't want us to focus on the story about Lazarus. Amen. There's something that happened before the resurrection of Lazarus. Hallelujah. So may we stand and go to John 11. Ek is Engels spreek in die huis. So ek het 'n Engelse Bybel. Hallelujah. So ek gaan die Engelse Bybel lees. Hallelujah. So just bear with me with the English. But I do believe there's young people here in this church that do understand English. Thank you. So John 11 from verse 1. If you able to say amen. Amen. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Thus Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So when the sister said word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Het lyk net hy stukkie wat sê, Here, die enetjie wat voor lief is siek. En ek wil praat met my as hulle kan sê, Brian, Marlene is siek. Dan sal daar iets gebeur. It doesn't matter where I find myself. Maar ek kry daai kennis wat sy so uitroep na die Here om te sê, Here, die enetjie wat voor lief is siek. So alles wat in jou besig is op daardie oomblik moet stil staan en hy moet kom. When he heard this, Jesus said, the sickness will not end in death. No. It's for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Yet, when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. You may take your seat. Heavenly Father, I thank you for this reading of this word, Father. Father God, I pray and I preach this message beyond human understanding, Father God. Father God, I pray, may you increase as I decrease. In Jesus' name, amen. So, we all familiar with the story about Lazarus and how Jesus went to Mary in Martha. En ons sal sê, miskien koekies gaan eet, tee gaan drink, of whatever what means. But he had this relationship with him. And this was not any relationship, because soos die Bybel sê, hulle gaan altyd gaan kuier, hy was altyd daar, die sister het gehad, olie gevat en om voete afgegee met die hare. So they had a relationship, a deeper relationship, not just any relationship. Yet, Lazarus word sick en die Here is nie daar nie. And they sent out a word to God and say, Here, die een waarvoor jy lief is siek. Nou even met iemand praat vandag in die kerk, was er ooit gebloeddiek van iemand af waar jy voor jou soek en hy kom niet hier. En met iemand praat, waar hy feeling het om te sê, my boodskappe word nie gelees nie. En ek nodig hoe dringend op hierdie oomblik. En met iemand praat, wat een message stuur, maar hulle kom niet hier nie. So ek moet jy dit neem in die oude days. Ons weet nie van wie hulle gestuur, hoe die boodskappe gaan. But I do believe that a message can take 7 days to get to God. In die oude dag. Hallo? So the message went out to God, en die Here kry die boodskap, en hy sê, hy sê, maar ek gaan nog 2 dae wag. The Bible goes the extra mile and say, Jesus loved him. Hy was lief vir hulle. Die Here is lief vir jou wyse. Jou situasie lief vir jou. Hy is besig behind the scenes. He loves you, but he stayed 2 more days. Die Bybel verklaar nie dat hy besig gewees het nie. But the Bible says that he stayed 2 more days. Now, the name Lazarus is a Greek word, and it means the one God helps. So now, as hy moet gehelp word, and that is the situation. His name represents help.
regardless of what. En die sisters is onder druk van, ek kan imagine hoe die mense praat om te sê, dat enigste man wat so hier kom, hier kom, koekies hier, en Jabelin, waar is hy nou? En hy moet die wereld kom en die mense sê, die enigste God wat jy dien, waar is hy nou? Wanneer kom hy hier? Van die vertrou so op die Here. Hallo, as hy mense wat vertrou op die Here, kan ek vertrou op die Here. Want hy weet, wanneer kom hy deur. Amen. En ons lewe in 'n tyd wat ons nie weet wanneer kom hy deur. En ons het al die vrae wat ons vra. En ons sê self om te sê die Here kom deur wanneer hou goeie moed. Hy hoor al hy goede. Maar Martha en Mary het nie geglo. Van die Here het hulle gebloed op dat moment. En op dat moment wanneer die reg ja soos frustreerd het. En die frustreerd hy sê hy lees nie met boodskappe nie. Ons gebruik daar die ander woorde. Hallo. Hy kom nie deur meneer. Hallo. En hulle is frustreerd van hulle broer is siek. Halleluja. En die man het dan elke dag ook om hier te kom sit. Dat hun voeten moet gewas worden. Olie moet eens dan elke dag. En vandaag hoor dat ons op. En waar is hy? En ek wil jou nie sê wanneer is vandaag. Die Here is 2 dae weg van die blessing af. Hy is 2 dae die dieren draag. En hy is daar so. Maar die Here op die nou ook daar so. En hy sê die disciples dat Lazarus slaap. En net so aanlees op 7. Then he said to the disciples, let us go to Judea. But the rabbi, they say, a short while ago the Jews tried to stone you, and yet you are going back. Nou is die enigste God, maar hulle wil klaar gemaak daar so in Judea, maar hy wil terug aan so dit maak nie saak hoe jou situasie is nie, dit maak nie saak waar die mense dink van jou situasie, hoe heerlik jou situasie is, die Here kom terug om jou te red. Ek praat met mense hier so, wat 'n Lazarus situasie in hulle lewe het. It doesn't matter what the situation is, maar ons almal het 'n Lazarus in ons. Amen. In the Bible says, on his arrival, Jesus found that Lazarus was in the tomb. En ek kan imagine, maar die Bijbel vertrouw ook, wat die Here aankom, hol Martha, na die Here toe. Nou Martha is die enetjie wat soos ek is, sy staan nie stil, sy sê, wie die Here by die hek, sy gaan na die situasie in, sy is die soos die Christus, dat wacht, dat die Here deurkom, sy bid en sy vertrouw, van die Bijbel verklaar, sy nie kom by die hek. En as sy die Here by die hek, sy sê die Here, as jy net kon. As jy net kon, vroeger die gewees het. Jou laat in die Here se laat. Essensieel. Jou vroeg in die Here se vroeg. Essensieel. Die Here om deur regardless die situation. En met iemand praat vandag wat op hom luister is. Ek wil met iemand praat wat die keer van haar van die next week as die keer geen kom. Ek wil met iemand praat wat die weet wat kry die geld môre op katoe toe gaan vir die interview. Ek wil vir jou sê, die Here kom deur die dag is so wat. Niemand kan in die pad staan wat die Here het vir jou. Die Here is goed vir ons, regardless of the circumstances. Die Here sal nie weer iets vat. Amen. Maar jy sal nie weer. They had this relationship with Jesus, but they were confused. Because the Here hou van trust in process. And we get confused when we go through trust in the process. As maklik om die Here te dien as jy weet hoe mens kasse skool en hoe pas is. As swaar om die Here te dien en jy weet nie van waar kom die weg. Hallo? Now I grew up in poverty. I'm going to be real. I grew up in poverty. And I never had a relationship dat my ma en pa my nie kon bevat nie. Ek vind die Here deur met raakjes. I never had an intention to say ek gaan die Here dien. Ek het ander planne gehad. But what came through me, en ek kan sê, ons het swaar gekry. But there's something that I love about the struggle. The struggle is the same thing like going to war. You don't come back the same. Now there's the same thing when it comes to the struggle. That's iets in die struggle en jy vertrou die Here beter as iemand as jy die struggle. Because you know
Hy kom weer. Regardless of how you feel, regardless of your situation, He does come through. En die Bijbel sê ook, when the Jews who had been with Mary in the house comforted, notice how quickly she got up and went out. They followed her, supposing she was going to the tomb to mourn. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at her feet. Lord, if we have been here, as net die kooi Jesus. Hoe ek weet hoe voel ek om te sê, en jy sê, as jy net wat vroeger gekom het vir die gebed was voor aan die gelewe. Maar man so gesien en toe ry jy nog in die dorp voorbij, en ons so gebeel om te sê, hey lesie, maar die pastoor nog op en af. As gebrande word. Nou die Bijbel verklaar ook om te sê, dat hy was 2 miles away from the place Bethany. Nou die Here is 2 miles away from a place called Bethany, and the people are stressing van, is nie so ver nie. Maar hy verkies dat die 2 dae nog rus. Van die Here wat ek wil dien, hy wil nie kom want die situasie nog so, hy wil kom dan sy dier mekaar na die probleem, dat hy nie word nie, dat hy nie ken, dat hy weet wat te sê, die glorie van die Here gaan werk. Now there's a song what say, he still shows up in every tomb of every Lazarus. Nou ons weet nie wat is jou Lazarus waar jy so wegsteek vanoggend nie. We don't know what you're facing and what you're dealing with, but we all have a Lazarus. Dit mag nie dood is nie. Dit mag childhood trauma is. Dit mag trust issues is. Dit mag disappointment is. Whatever the situation is, we all dealing with it. En die Here is hier om met die Lazarus te deel, wat jy agterhou. Now this Lazarus is so bad in your life. Nou die Here kom, en the way die situasie bad is, sê die Here om te sê, wys my, waar is Lazarus? En die situasie is bad, van die Here sê, hy kom maar so, en hy sê, skuif die klippe. So right now, in your situation, jou hart, die Here vraag, maak oop, dat ek deel met die Lazarus wat in jou hart is. I don't know what in your heart this morning, but God says, open up. Amen. Die Here kan sê, hy klip laat rol. Maar hy het hulle gesê, maak oop. En vanoggend is die sleutel by jou. The reason why you're going through what you're going through, and the reason you're still in it, because you don't want to open up. Die Here gaan dit nie oopmaak nie. Now God can perform miracles. The Bible goes, I think it's verse 32, and the Bible says Jesus wept. Nou maar hy kan ons op toemaak op die en sê, dit is klaar. Want voor die Here vir Lazarus gaan opstaan, hy lê. En het wys 120% he was human. You know what you're going through. He's crying with you. Moenie bang is om te huil nie, vir wat het die Here trane gemaak. Jou deurebraak kan lê in die trane. That's what I want you to open up to God. Amen. Try God. Give him a chance. En hy, maar soos hy daar, hy moet die weet hy wat hy gaan doen. En met die weet wat hy weet wat hy gaan doen, laat weet hy ook om te sê, maak op. En die sister is so in bed, sy sê, nee, jy kan nie. Wat die mense dink van ons, hy sal 4 dae na die ryk wat daar in kom, en die warme vloer, mense, wat hy sit in die bed, en hy sê, skryf julle rijklop, en ek kan imagine om te sê, as die Here oor jou gee, en weet hy die kracht, but het een assignment, en his assignment was to send the word, dat julle die klippe bevat. As hy op eie wil uitgegaan het, kom hy vry, dit sal nie gebeur, maar hy was obedient, en hy gesê, maak op. En so sal ons sê, dat vat 3 dae scientific proven voor 'n week, om ons klaar
Dis is klaar dat dit so is. Yes. So die Here het exactly 4 days gekom om na die situasie toe te kom. Maar soos die Here na die situasie toe kom, kom hy daar en hy spesifiek ken nie wat die deur gaan. En die Here is net op dit. En hy sê Lazarus op dit. Hy sê die enige enetjie van as hy net moet gesê het, come out. Dan sal die hele mooie spore toe gevolg. So hy was baie spesifiek dat hy sê Lazarus come out. Die Here ken wat hy doen. Die Here ken jou by naam. Die Here ken alles van jou. En hy roep jou uit die situasie uit waar jy is. En hy wil deel is van die situasie. En hy kom uit Lazarus. En die mense kan dit nie glo nie. People will not believe when they see how God came through for you. God loves you so much. Hy kan 'n dooie situasie vir jou maak. Die ou situasie waar jy dink die Here kan nie deurkom nie. Jou kind by verhoor, jy dink die Here iets doen jou. Let go and let God. There's a few people in this church. Hulle sit nie met wat mense vandag gedoen het. Hulle sit met jare se seer. En hulle verwag die Here moet nou deurkom. You need to let go. Die Here wil ons het nie alle deur mekaar, ek myself ook. Ek het nie agter mekaar nie. Maar ek streef elke dag om beter. Nou dan praat myself om te sê, doen jy die regte ding met die hoop wat jy roep vir die Here, want jy verneem nog die Here ook so nou en dan. Jy praat met mense, ek is nie 100% met die Here nie. Ek is nie op die level nie, maar ek streef om my verhouding te hê. Ek streef nou dan as ek sommer hier deur uit die pad van ek ken nie nou dan hoe 'n pad te wees nie, van my pad het nooit geleer, ek het my pa verloor. I never had it in my life. En dan vloek ek nou dan met terug aan hom en sê, ek het gevloek. Ek kan nie praat met my kind. Maar gaan terug, ek gaan op die knieë en dan roep ek van die naam van die Here. We don't need to go together. Iemand hierdie keer wat alles agter mekaar het. Niemand nie. Daar's 'n quote wat sê, some people are so poor, all they have is money. Nou, dit het my tyd gevat om my kop te staan. Om te sê, jy wil alles net geld. En jy ken nie die Here nie. Mamas, papas, in die kerk. Ek het nie maar in 'n paar keer wat kerk geloop het. Now my mother and father loved alcohol. And I also became an alcoholic before drug addict. Because I saw what they did. I saw how they lived their life. And I also wanted it. Maar het lyk baie mooi van ver af. Alles lyk mooi van ver af. 'n verhouding ook kan jy sien in die straat. Hy is die beste couple. Behind the scene. Behind the scene. Gaan kyk die movie wat hulle gister gesoek het, hoeveel mistakes het hulle gemaak voordat hulle die movie op television gesit het. Now God knows exactly what we're going through. God wants to be part of our dead situation. God wants to send us a breakthrough. Be years in your life. Waar hy nie so sit, die wil nie laat gaan nie. Hou vas. You need to forgive someone. You need to speak to someone. Now, especially when it comes to the brain community, and I've always said it, that ons hart mekaar vir niks nie. Ons hart mekaar om 'n hy persoon 'n kamer te koop, but one thing that I have learned, hy persoon sit nou kie van, you need to approve that person en sê, bra, hoe die hy kaart gekoop? Dan gaan jy sê, bra, ek is so weggesit om het so te maak. Daar lê jou breakthrough, maar jy moet nie om te hard en jy squat en jy gaan nie hoor toe, en jy vrou sê, what's happening now? Is this the life that I wanted? But you know what? Now Mary and Martha never hated Jesus. They questioned. Hoekom was jy nie? Van die neighbors praat. Hulle sê, jy was altyd hier so. Ek kan met iemand die gevat, en jy kan imagine die hare om met voete af, jy kan imagine wat alles het uit hulle pad gegaan om die Here na te vang. En when they needed him the most, he wasn't there. En ons voel as ek in die way, ek gaan nie keer doen.
van mijn situatie wat ik mee deal is groter as die kerk. But today I want to tell you, no situation is too big for God. But the enemy intended for evil, God will turn it around for you. God loves you, God knows what you're going through. I'm speaking to myself today. Ik is hier een moeilijke tijd in mijn leven nu. But I have this courage to say everything will be okay. Ik is een strong supporter van Brian. Because I've learned that mensen gaan niet focussen. You need to pray for yourself. And some of you people, jullie depend te veel op wat mensen klappen. Als mensen voor jou klappen, dan voel je gelukkig. Als mensen jou zeggen ik mooi aan vandaag, dan voel je dan praat van mij. Het is mooi vandaag aan het trekken. Ik ken die vrouw die gezegd vanochtend, kijk hoe wat ik aan heb gezegd. Jezus, mooi aangetrekt. Halleluja, maar ik heb me uitgevat. Voor de Heer. Halleluja. Want ik heb een appointment. And I need to show up because I'm trusting you. You would break you. Your first impression lasts. Your first impression, and you need to show up to say, ik leek iets zoals die situatie voor ons. Maar als je die situatie gaat lezen, dan zeg je, oh boy, you are very good pretender. I'm not a pretender. Ik trust op die nummer van het dier dat hij gaan dieren op. Regardless of the situation. Die situatie is zo bad dat je gezegd hebt, stil, moenie. That's how bad the situation was. But God knew exactly. Hij kan het veranderen om hier te komen. En when it comes through, moenie vergeten. Moenie vergeten wat die Heer vir jou gedoen het. Mijn ma en pa het nie nooit voorgestel aan die Heer en ek kan het altyd sê, die beste ding by jou kinders kan leer is die Heer. Ek moes die Heer die harde way gevind het. En vandaag as ek die Heer en ek voel, ek kan nooit getrouw. Ek na die trouwe loop ek op die recht nie. Wat gaan dan? As ek vertrouwe, kan het een rechter, dan praat as ek vertrouwe, een million things run through my mind. And when I've learned in addiction, they say, Eddie, can you smile alone is great company. En ek vraag myself, en ek sê myself om te sê, nee man, ek het die rede om te wijzen nie. Ek het die rede nie, as ek kan kyk, wat het die gemaakt? As ek kan sien, dan hoor ek so mense klaar wat wil, hoe die kraag, hoe die wat, dan kyk ek vir my wat die wil, ek klaar nie van nie moet doen. So I'm blessed. En sê myself, hallo, mense wat jy klaar meer as ons. Hallo. En ek sê myself, ek werk vir die Heer nou, hy is die ding. Hy die verskil wat hy sê te doen. So they working for someone, and I'm working for God. Now there's the reason why I'm not complaining, because I know that God is my back. Whatever I ask in His name, no, asseblief, moenie keer toe kom en gaan die hoes uit nie. Die woord mag nie vir jou is nie. But there's a reason why this worship. It's for you to engage. Amen. It's for you to speak to God. Amen. Because the pastor might not have it all together. Yes. And you might think that your breakthrough lies through the pastor. It's never been about the pastor. It's about your relationship with God. So wherever you sit in die banken, moenie rondkyk nie, worship, sê die Here. Some people say, ek ken nie hoe om te bid nie. Wow. You ken hoe te skinder. Wow. It's the same thing. Skinder vir ons vir die Here. En net op bestie. Want die skinder vir ons vir die Here sê die Here het dit weer gevloop. Here het dit weer aangeloop. Niemand hoor nie. Skinder vir ons vir die Here. It works. Amen. It works. Because ek sê, ek ken hoe om te bid nie. En soos ek sê, ek ken hoe om te bid nie, so vind ek myself weer in 'n situasie wat ek kan nie uitkom nie. But God is able. Regardless of what, He is able to turn it around for your good. Whatever you've been struggling with, I hope and I trust and believe that you will go out of this place not the same.
Whatever the burden is, whatever. Je hoeft niet voor mij te zeggen nie. Je hoeft niet voor mij te zeggen, wie is hier gemaakt 10 jaar terug. Maar voor 10 jaar terug is je nog bitter met ons. Ons deserve nie ons moeten wees, ons wil jou. En ek was van my punt af, wat ek in die kerk in sit, is die kappelheerse door, as ek die 3 keer aan die Father's Day. En hulle doen op play hier so Father's Day, en ek sit langsaam met die vrou, was nog my meisie kijk. So ek sit langsaam met die vrou, en hulle te play hier so, en ek begin emotional raak. En sy probeer my hou, en ek stoot daar so weg. En ek gaan aan met die plan. Die keer kom iets en sê my sê die lekker gevoel oor hy nie. Nou, ek moes leer. Maar die wereld nie geleer dat ek is donker. Ek ken nie mooi liefde ontvang nie. All I know is ek rejected onmiddellik. Wie sê ek nie dit? Wie sê ek nie in die hart is hier? En ek het nie geweet dat ek wakker sier in oomlik. Want hy het ook op wereld gesê, jy is gebreek, brein. Jy is gebreek, jy moes jou afbreek maak. No one is going to do it for you. No one is going to help you through this. You need to identify that's your problem. And then God will help you. And I know that I'm speaking to someone in this church that was going through the same thing. Je ken nie hoe om liefde te ontvang nie. Mense is so lief vir jou, dat jy stoot in die ryk my dinge. Die Here ryk jou dinge al sal ek om 2 dae. Die Here het jou geskap. Hy is vir die Here. Hy is nie vir die donkerte nie. Die vers gaan so ver dat die Here hulle sê om te sê, ons gaan nie deur die nag loop nie, ons moet deur die lig loop. Because there's something about the light. There's something about the light. Regardless how dark it is in the room. Maar sodra jy die lig aansit, donkerte disappear. Sonder 'n bekleierery nie. Sonder om terug te praat nie. Gaan draai dit vandaan, sit die ligte af by jou huis as dit donker is. Dan sit jy weer die lig aan. Dat hy sien, gaan daar die buite is. Because light is that power. Where light comes in, darkness has to disappear. Regardless of what. So wees vanoggend dat jy ken, jy is die lig. Jy is die lig, kom uit die donkerte uit. Expose yourself. Kom uit, die Here soek jou net soos jy is. Net dat julle bekkies waar jy is en die Here sê, kom na my toe. I know the situation. Maar mense gedink het is klaar, jy's dood in jou situasie, ek gaan dit vir jou omdraai. And he's calling you out. Now there's a song that C.C. Winans sing, Never Lost, and it goes as follows. Miracles, when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You still show up at the tomb of every Lazarus. Yes. Your voice is calling me out. And right now, I know you're able. And my God, come through again. You can do all things. You can do all things but fail. Because you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. Die Here nooit 'n battle verloor. Now we've seen Bafana lose, we have seen Mike Tyson already, maar die Here, he has never lost. So, hoekom volg jy nie die persoon wat so wen? Ek wil 'n wenner wees. Maar hoekom is dit hard vir my om 'n wenner te volg? Some are addicted to pain. You've been so addicted to pain. Jy weet nie, dat is 'n song wat dan die ander gelei het altyd as ek bid hier toe kom. Almana. As 'n song wat sy gelei sê, jy bly 'n wenner as jy die Here is. And it all makes sense. Dat jy bly 'n wenner. Dit lyk of jy verloor. Because you're going through the process. En die proses wanneer die ding vervaardig word, dit is nie so lekker nie. As jy selfs soos die koek by gaan koop, waar spur of alles. Hy moet al die flour, as jy lekker nie. Die eier, as jy lekker swaar hier nie. Ja, of die boter. Maar as jy al die goede by mekaar sit, en jy sit in die oon, die product wat daar uitkom, nou, as een lekker ding wat daar uitkom, wanneer die hierdie prosesse gaan, met die flour, die eier, die oon, en die kraak waar die mense oor so spuw, en everything, alles samen.
That's why I say in the book of Romans that all things work out good. Alles werk goed uit. Don't be at a point in your life where you find yourself giving up 5 minutes before the blessing. You push. He's amper daar. Dit maak seer is. But when in the labor room, vrouens ken van apparatus. You need to push. And as you push in the labor room, regardless of what, you know that there is lig in die einde van die tunnel. Because when you give birth to something, en om geboorte te vier, en hele proces is nie lekker nie. Is nie lekker, and it's the same thing where we found ourselves now. Dit is nie lekker nie, maar ons moet push. Ons moet weer gaan, morgen gaan, die son, die son. Regardless of what, I trust and believe where you are right now, and I'm speaking to myself now, van my oor is baie na die mond. And I'm speaking to myself first. Ek braai hier nie. I know that I don't have it all together. En ek verkies vanoggend om self oop te maak vir die Here. Ek is moe dat ek wil hê die Here moet oop maak vir my. Ek wil self oop maak en ek wil hê die Here moet die situasie. Ek wil werk met die situasie. Because I've been so good in hiding it. En elke klein uitbus, dan kry die klein kinders seer. En ek wonder, oma was aan nooit so weilig in haar daar, wat maak aan hoe so weilig? Ja, because it's trauma. Jy gaan dealing with. En dan is the young people, maak op, praat hulle, wat ons laat geleer, julle is exposed baie vroeg aan die goede. That's why the Bible goes the extra and says, do not be conformed to the spirits of this world, but be renewed of the mind. But baie, as die vyand dealing for it, believe me, is klaar. And I know right now there's someone, the enemy is busy with you. He's busy with you and telling you, wat sê hy vir jou, hoe hy dit agter mekaar het. I know, he's been doing it for years with me. As a baie manne wat kom preek en wat uitgereik het na my toe. Wie sê, wat het hy sê? And I know exactly what to say. So right there where you are, you find yourself in a tomb like Lazarus. Dit mag jy dood is nie. Dit mag jy dood is nie. Jy mag geprobeer met in die sukkel jare. Now God is calling you out. God is calling you out in anyone who restore it. Hy sê in die vers en hy sê om te sê, I am the resurrection. Hulle sê, Lazarus aan die eerste rijt in die resurrection gaan hy opstaan. Hy sê, no, ek is die resurrection. Now right now, where you find yourself, and you feel to say, he's aan dood. Jy bid, maar jou gebed staat in die sien nie. Jy bid en goed en hoop jy ooit nie. Wanneer word die Here vir my? Ek word aan bly gebloediek van die Here af. Ek kan nie wees so gebloediek word. Ek is aan kwaad vir die Here. Die Here sê, jy moet hom remind jou naam. Jy moet hom sê, jy het gesê, alles wat ek vraag in jou naam, sê vir my gee. God is calling you out. God is calling you out and He knows exactly the situation. God won't judge you this morning. He knows exactly the burden on your heart en dat jy nie alles by mekaar het nie. Die rede hoekom ons hier in die kerk is vandag is nie 'n tradisie nie, sodat ons glo. Ons glo. Ons glo al die antwoorde is hierso. Ons glo dat ons moet huis toe gaan en ons moet huis toe gaan met confirmation. Maar dit wat ek voorgebid het is in lyn met dit wat gepraat was. The Bible says nothing under the sun is new. So whatever you've been struggling with, there's been people been struggling with, en hulle kan sê dat die Here deurgekom het. Nou ek ken ek raak gesit op 'n tyd en hulle sê kom vorentoe dan wil ek nie. Maar deel met die eerste probleem wat hulle sê kom vorentoe. Ek is bang om vorentoe te kom. Because people will judge me.
People were judging om te sê, "Hey, wanneer hy gepraat van skoonsoek op en hy gaan en so, hy sukkel met hy." En die Here sê, moenie waar is, soos hy gesê, hulle sê, hoe die situasie stinkend. Die Here gaan aan met die plan. And He's calling you out. Amen. He's calling you out. Right where you are, God still shows up in every tomb of every Lazarus. Die Here wil deel is van die by deur gaan. As te swaar vir jou, kan nie. In order to go up, you need to grow up. Mature in the things of the Lord. Word groot in die goede van die Here. Stop delaying your process. Stop creating. He maak unnecessary enemies of your mouth. There has come to a place to say, at the bad oor die situasie, op praat oor die situasie. Ons hier die agter mekaar, ek maak foute, blind foute op die supportgroep in my lewe, ek maak foute, maar ek verkies om nie op te gee nie. Ek verkies om môre 'n nuwe mistake te maak, wat beter as gister se mistake is. Om mistakes maak. Maak nuwe foute. Maak kom vorentoe. We don't have it all together. Ons Here het nie agter mekaar nie en die Here wil die situasie uit die dood uit revive. Because it's only by His grace that we stay here this morning. And it's only by His power that we are fortunate to be alive. I don't know what the situation is in your life right now this morning. But if you feel like ek het met jou gepraat, lag my jou linkerhand op by die is. Lag my jou linkerhand op en sê, ek verkies dat my situasie gaan nie langer so is nie. Ek is geroep om uit te staan. Ek is nie geroep om in hy toemin te wees vir jare nie. Die Here het my uitgeroep uit die dood uit. Now God is calling you out. God is calling you out. Jy wil daar by jy is, dan jy staan. En ek die Here keer kan staan en dan wil ek call out people for maar ek was ook al staan. Jy was al baie bang, en so dan praat met ek is al lang al weer gewees na die finals toe. And we want to ask God that whatever the burden is on your heart, I trust and do believe that you're not going to leave this place the same. Yes. Die Here gebruik vir wie wil gebruik. And I do believe that the light is going to be heavy. Yes, ek sê nie gaan ook kaboom. Net so as jy. But believe me, He's able. En so as hy nou vandag met jou werk, as stage 4 seker, en jy moet by stage 5 uitkom, dan pas jy. But you're already almost there. That's why He has called you this morning. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So I'm just going to ask the pastor of the church to do a corporate call for everyone. Amen. Hallelujah. God is 'n waarmaker van sy woord. En twee belangrike goed gebeur by die dood van Lazarus. Jesus came late deliberately because wetenskaplik en medies gesproke kan hulle bewys dat 'n persoon wat gesterf het vandag binne 3 dae weer gerevive kan word. Amen. Wetenskaplik gesproke. And this is why He deliberately came the 4th day. Om te bewys aan wie ever om die graf gaan staan, dat die is nie 'n mensgemaakte ding as God. En dit daarom toe hy by die graf kom, 'n tweede ding is, toe hy by die graf kom en Brian het dit genoem, het hy
hulle gevra om die klip weg te rol. Met ander woorde, what is actually saying, ek wil hê julle moet die menslike moontlike ding doen, sodat ek die goddelike ding kan doen. So, wanneer ons vanmôre in hierdie plek staan, daar's baie areas in die lewe wat dalk dood is. Daar's areas in die lewe waar jy dood ervaar. Jy's nie fisies dood nou nie. Maar daar's sekere areas in die lewe waar jy dood ervaar nou. En die situasie is dalk so erg dat jy het hom in 'n tomb gesit, in 'n graf in weggebeere, want jy's bang dat almal gaan die reuk kry van die ding wat dood is in jou lewe. But this morning, through this word that was ministered, God is saying that very thing He wants to revive. Nie vir wie nie, maar sodat God daardeur verheerlik mag word. So as you are standing, kom ons sluit net ons oë, as you are standing in the presence of the Lord right now, rol jy nou die klip weg, sodat hy die wonderwerk kan doen. So maak jou hart oop vanmôre. Maak jou gees oop. En allow net die Here om die wonderwerk in jou lewe te kan doen. As jy die wonderwerk nodig het, strek jou hande uit in 'n ontvanklike vorm. As jy wil bereid is vanmôre om oop te maak, strek jou hande uit en sê, Here, ek maak nou oop. En ek wil U allow om die wonderwerk nou in my lewe te kan doen. En ek glo met my hele hart dat God doen dit nou vanmôre op hierdie oomblik. Doen hy dit vir jou. En hy roep jou dooie situasie, roep hy uit vanmôre en hy roep dit in die lig en in die lewe, sodat God deur dit verheerlik mag word. Vader, dit is in die naam van Jesus Christus dat ons vanmôre U troon van genade nader. Ek kom vanmôre, Here, en ek doen intersessie vir elke persoon wat vanmôre 'n klip wegrol, weg voor hulle harte, 'n klip wegrol voor elke situasie wat vir hulle gedink het, hulle die situasie is dood al vir so lank. Maar vanmôre, Here, wil U dit revive in die gees, sodat die naam van die Here daardeur verheerlik mag word. Ek bid vanmôre, Here, en ek bring elke situasie voor die troon van God. Ek wil bid, my Vader, Here, dat U nou U reddende regterhand sal uitstrek na elke persoon. Ek bid, my Vader, vir 'n bonatuurlike aanraking van die troonkamer van God. Ek wil bid vanmôre, dierbare Here, dat op grond van die krag van God, dat ons glo dat die Here het krag om weer lewe te kan spreek. Bid ons vanmôre lewe. Ek spreek lewe oor huwelike. Ek spreek lewe oor kinders. Ek spreek lewe oor 'n werksituasie. Ek spreek lewe oor 'n verhouding. Ek spreek lewe oor 'n situasie wat ons gedink het is alweer dood. Ek spreek lewe vanmôre oor iemand se finansies. Ek spreek lewe vanmôre in die magtige naam van Jesus Christus van Nasaret. Ek wil bid, my Vader, omdat ons glo, verklaar ons dat elke situasie in die lewe geroep is en dat iemand sal terugkom met 'n getuienis van wat die Here vir hulle gedoen het. Aan U vanmôre al die eer, aan U vanmôre al die prys, aan U vanmôre al die lof, al die aanbidding. Kom aan die Here toe vanmôre, want U alleen is 'n wonderwerkende God. En ons sê nou vir U dankie. Kom maar net daar waar jy staan, sê vir die Here dankie. Maak jou mond oop en sê net dankie. Kom aan, sê vir die Here dankie in hierdie plek. Come on, just thank the Lord. Maak jou mond oop vanmôre and just thank the Lord. Come on, sê vir hom dankie, sê dankie, dankie. Dankie Here, dankie Here, dankie. Dankie Here, dankie. O Here, U is 'n goeie God. U goeie tierenheid is tot in alle ewigheid. U trou is van geslag tot geslag. Kan iemand in hierdie plek vanmôre die Here dankie sê? Kom aan, want hy die wonders nou gedoen.
Hallelujah. 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 That's right. Van ons so 30 secondes. Kom maar. Van ons so 30 secondes. En sê vir die Here dankie. Kom maar. Hallelujah. Hallelujah. Dankie Here, dankie. Baie dankie Here. U is lofwaardig, u is prysenswaardig. My siel loof u, my siel aanbid u. Hallelujah. Yes, Hallelujah. praise die Here. Praise die naam van die Here. Loof die naam van die Here. Hy is 'n goeie God. Hy is 'n goeie God. Daar's niks en niemand wat dit kan verander nie. Die Here bly goed. Maak nie saak hoe sleg jou situasie was nie. Die Here bly goed. Halleluja. Niks kan dit verander dat die Here goed is nie. Halleluja. 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 Met harte wat oorloop van dankbaarheid. Kom ons ontvang nou die seën van die Here. Bravo, Shakalosi. Halleluja. 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 Dankie Here, dankie. Dankie Here, dankie. Die Here sal u behoed. En die Here sal u bewaar. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn. En hy sal u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef. En hy sal u vrede gee. Mag die vrede van God, wat al verstand te bowe gaan, ons gedagtes en ons harte bewaar in Christus Jesus. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader en die troostvolle gemeenskap van sy soete Heilige Gees ons elke een se deel wees van nou af tot in ewigheid. As jy dit glo en jy verwag die Here op die wolk, roep saam met my uit hier te sê, Amen.